Baie welkom almal by Kuier om die Woord op hierdie lekker Baie sonskyndag. welkom vir jou ook, hoor. En daar kry ek ook my gebruikelike verwelkoming. Ek hoop julle sê ook ek is welkom. Right, Jesaja 58. Ons nader nou die einde van hierdie boek. Hoeveel hoofstukke het hy? 66. Nou ja, die titel van hierdie 58 is Valse en Ware Godsdiens. En ek gaan sommer wegspring met roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n bassein en verkondig aan my volk hulle oortredinge en aan die huis van Jakob hulle sondes. Nou, die hele ding gaan oor hipokritiese aanbidding. Hypocritical aanbidding is vormgodsdiens, nee. Dis om rituele te hou, terwyl jou hart ver van die Here af is. Nou, wat is, as ons nou in Engels sê, what is hypocrisy? Hypocrisy is om 'n fout in iemand anders te raak te sien, en jy rek jou mond daaroor, maar eintlik doen jy presies dieselfde. Ja, mense het ons nou Dis hypocrisy. die mensdom, ons Ja. almal het hierdie ding. Dit wat jou issue is, dit wat jou die meeste pla, dis die eerste ding wat jy in ander mense raak sien. Jy het dit agtergekom. Amen. Dis waarom Jesus sê, moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel met dieselfde oordeel waarmee jy oordeel, is jy geoordeel. Hoekom? Presies. Want jy sien eintlik jou fout, jou reuse fout, Yes. in iemand anders raak. En dan sê hy ook, haal eers die balk uit jou oog, uit jou oog. as jy die splinter uit jou broer of suster se oog haal. Ja. So, Vertel van die neus. o ja, ek weet ons het dit al baie vertel, julle het ook al gehoor, maar dalk is daar iemand wat nog nie gehoor het nie. Ons het 'n vriend gehad, sy bynaam was ou neus, want hy het 'n enorme neus gehad. En ek het opgelet, as ek saam met hom so kuier en saam met hom stap iewers, dan wanneer daar 'n nuwe persoon kom en voor hom kom staan, dan kyk hy heel eers vir daai nuwe persoon se neus. Vir hom was 'n neus 'n ding. Hy het almal se neuse heel eers raak gesien, En dan lewer hy kommentaar daarop. want hy het 'n neusprobleem gehad. Yes. En daarom was hy bynaam ou neus. So almal van ons het ons eie issues, ons eie probleme. En raai wat gaan jy eers raak sien in ander mense? Daai probleem. En dit is waarom, dis wat dan nou, wat daai vreeslike Dit woord, is hypocrisy, om Hypocrisie. hippokraties te wees, om... wat is hipokrisie in Wat is Afrikaans? hypocrisy in Afrikaans? Skynheilig. Skynheilig, ja. Met ander woorde, jy het die Skynheilig, probleem, maar jy sien dit in ander mense raak. Goed. Nou, ek wil net so 'n bietjie aangaan, dit is nogal interessant. Wat is die root, wat is die wortel van hypocrisy? Nou, soos ek sê, jy doen self presies dit wat die ander persoon doen, maar op een of ander manier is jy verontskuldig daarvan, want jy het either 'n goeie rede, of jy doen dit nie na dieselfde mate as wat die ander persoon Ja, want dit jy doen kan nie. nou net sowel sê, omdat my neus so Yes. groot is, kan ek dit nie help, waar ander mense se neuse eers raak te sien. Ja, so Die Here se skuld dat ek so groot neus het. Ja. dit kom van 'n opgeblaaste self-ego. Want die wortel daarvan is hoogmoed, van maar julle verstaan nie, ek weet beter en eintlik is ek beter as ander mense. Nou, die Bybel sê vir jou in Jakobus, verneder jouself in die kragtige hand van God nie, wees liewerster nederig. Maar wat is die root cause van hypocrisy? Soos ek sê, dis hoogmoed, maar dit is ook 'n minderwaardigheidskompleks. Want wie van julle weet dat Ja, ek voel nou oor my neus, voel ek nou minderwaardig. Almal sien my neus raak. Ja. yes, nou skinder jy oor iemand anders se neus, want een of ander way laat dit jou nou beter voel. En So wanneer mense skinder, en miskien het jy mense in jou lewe wat baie kom skinder by jou, dan moet jy onmiddellik weet, hulle skinder eintlik oor hulle self, hulle eie probleem, hulle verklaar eintlik. So kan ons dan nou as goeie beraders van Jesus Christus met liefde dadelik waarneem wat die persoon se probleem is. Waaroor 'n persoon die meeste praat, dis sy probleem. Wie vang nou? Want uit die mond kom die waarheid. Paar woorde uit die mond van enige iemand sê dadelik wie jy is, wat jy dink, want Salomo sê, soos 'n mens dink, so is hy.
Jy sien dit baie goed in 'n huisgesin, waar jy nou die een kind roep en jy sê vir die een kind, "Hoor, so hoekom het jy dit en dit gedoen?" En dan hoe kinders hulle self vir ons kan gaan sê hulle, "Maar Boetie doen dit ook." Maar dit Nie na my kyk nie, wat van die ander? maar dit vat nie weg van die feit, maar kind, jy het nou dit gedoen en jy moes dit nie gedoen en jy moes gehoorsaam gewees. En dan wys ons die vinger. Ek gaan terug na Adam en Eva toe, né? Adam sê, maar dit was die vrou wat u my gegee het. En praat met die vrou, nou sê Here die sê, vrou, wie maar van dis julle, die slang. iemand Jy by die weet? skuld kry, ja. Maar die groot ding is, jy deel nie met die probleem wat jy met jouself het nie. Want jy bly dit aanpas. En so groei jy nie geestelik nie, want jy moet deel daarmee jouself. So as jy 'n vreeslike ding het oor, kom ons sê, lieg, dan moet jy jouself gaan ondersoek daaroor, want op die wortel daarvan lê dat jy self is ook oneerlik. Jy lieg baie keer ook oor sekere goed. En so kan ons dit vat na enige ding toe. As jy te veel 'n dop vat, dan sal jy dadelik sê, maar hulle vat dit ook. Verstaan wat ek sê? Of daai een Ja, as jy 'n dopprobleem het, sal jy al die ander doppers raak sien. Ek kom uit die dopperkerk uit. So, wat is die Christelike ding om te doen? Kyk na jouself, ondersoek jouself, want die Bybel sê elkeen sal sy eie pak dra. Wat sê is, jy het nie nodig om ander mense se foute uit te wys nie. Kyk na jouself en sorg dat jy jouself fyn is. Nou, so, Wel, ek dink dis hoekom Paulus sê, die toppunt van alle wysheid, Kolossense 1:28, is om elke mens volmaak voor te stel in Christus Jesus. Nou, as ons nou Christus Jesus tussen ons ore begin kry, tussen ons denke, sienswyse en gedagtes, en ons sien sy volmaaktheid raak, en ons sien hom die hele tyd in ons oog, wat gebeur dan? Dan sien ons alle mense so. So, jy sien jouself in die eerste plek so, en omdat jy jouself so sien jy ander mense. Maar as jy ander mense die hele tyd in 'n lelike lig sien, wat sê jy eintlik? Ek sien myself so. Dis hoe jy jouself sien. So, kom nou mense, kom ons vul ons gedagtes met die woord wie Christus is. Die woord het die krag binne in hom om jou kop gesond te maak. En as jou kop gesond is, sal jy gesond praat, gesond gesels, opbouend gesels. Amen. Vers 2. Nee, wag, ek is nou nog nie klaar nie. Joks. Hoe kan ons deel met ons eie imperfeksies? Kom, wie van julle, steek gou vir my julle hande op, wie het imperfeksies, swakhede en foute? Yes, almal van ons het. Erken dit en lag daaroor. Erken dit en lag daaroor. Ek kan nie daaroor erken nie, Lag ek vir sê, jouself. ek is volmaak in Christus Jesus. Byvoorbeeld, Ja. wie van julle vat jou beursie en dan sit jy hom op die dak en dan ry jy om die blok. Dan verloor jy jou beursie. Lag vir jouself. Jy moet nie weer sulke goed doen nie, daai besigheid kos baie geld. Lag vir jouself. Moenie vir ander mense lag nie. Lag vir jouself. Maar nou, as dit kom, dis nou in die alledaagse lewe. Maar as dit kom by hoe ons die Here dien, hoekom hou God nie daarvan as ons probeer om iets te wees wat ons nie regtig is nie? Want God hou nie van leuns nie. Ja, kyk, He sonde, is the God of truth. kyk, En as jy voor God staan, dan moet jy wees soos wat jy is. Moenie iets voorgee wat jy nie is. hierdie woordjie sonde is, ons moet ons altyd onthou, die ware dieper betekenis daarvan is eintlik oortreding van die liefdesgebod. Sonde is om jou medemens aan te tas, deur nie liefdevol te wees nie, vol blydskap teenoor hulle te wees nie, vriendelik teenoor hulle te wees nie, geduldig en so meer. Nie die vrugte van die Gees uit te leef nie. Dan harmatia jy, dis die Griekse woord vir sonde. Mis jy die beeld van die Vader. Ja. So, dit gaan daaroor dat, kyk, as jy dan nou ook uit jou mond uit laat stroom, negatiewe dinge teenoor mense, of skinder dan oortree jy hierdie liefdesgebod, want jy stel daai mense in 'n swak lig. Kom nou, jy doen jouself groter kwaad aan.
Want jy eintlik sê vir ons wat jou probleem is. Jy kan nie almal volmaak sien in Christus Jesus nie, want jy het nie Christus sentraal tussen jou gedagtes. En die oplossing is nie jou eie krag nie, maar God se krag in jou. Kan jy uiteindelik elke mens volmaak voorstel, en dan sal daar nie uit jou mond skoon stories kom nie. Jy sal altyd met groot respek en liefde praat oor jou medemens. En dan, as dit uit jou mond uitkom, dan weet ek, jy is op die regte plek. Jy stel almal volmaak voor in Christus Jesus, ja. Omdat dit 'n leuen, soort van whitewash, dit whitewash, die leuen, daarom hou God nie daarvan. En dis waaroor Jesaja gaan, as hy praat van die hipokrisie. God hou nie van leuns nie, want wie is die vader van alle leuns? Satan. Nee. So, dit is hoekom die Here hou nie daarvan nie, en dit is hoekom ons nie in ons geloof moenie whitewashed tomb wees nie. En dit distorts the truth. Die een dame ry 'n koei dood en sy kom in die hof en die judge sê vir haar, jy het die koei dood gery. Sy sê edelagbare, nee, dis nie wat gebeur het nie. Ek was op pad werk toe. Het was 'n lieflike dag, sonskyndag, en toe loop daar 'n koei voor my kar in. En die koei het nie gestop nie. Dis nou hipokrisie op sy beste. Die koei, Ja, die koei het my dis die probeer koei se doodmaak. skuld. Ja. Dis nie my skuld nie, dis die koei se skuld. En dis wat hipokrisie is om te probeer om die fokus na iemand anders te skuif, en jy self is mos nou hierdie heilige persoon. Jy is onaantastbaar, en dis waaroor dit gaan. Vers 2. Wel soek hulle my dag vir dag en het 'n behaag in die kennis van my weë. Let wel, uitwendige kennis. Uitwendige kennis. Deel nie met die hart nie, uitwendige kennis. Nou ja, die Here se weë is natuurlik, jou gedagtes bepaal jou weë. Salomo sê ook, die uitvloei van wie jy is, jou mond, dit wat jy sê, dit wat jy doen, kom eintlik van jou gedagtegang en jou sienswyse af. Maar vol van Christus in ons sienswyse sal ons God se weë eerbaar wandel. Nie met ons krag nie, met sy krag in ons. Nou praat hy van vas. Om te vas is goed. Daar's bitter min mense wat vandag nog vas. Maar in daardie dae het die mense gevas en dan het hulle gesigte so getrek. En dan het hulle rondgeloop in die dorp so. Met 'n lang gesig, dikbek lang gesig. En hulle wou gehad het almal moet sien. So stroewe gesig, ja. Ja, hierdie persoon is so heilig, want hierdie persoon is besig om te vas. Kan jy sien waar gaan die fokus? Die fokus is glad nie op die hart van die persoon, wat nader wil beweeg na godskennis toe nie, maar die fokus is, sien ander mense hoe ek vas. En dis waaroor Jesaja 58 gaan. Nou kyk, as 'n mens vas, 'n bietjie kos een kant toe skuif, dan raak jy nie lui nie, vaak nie. So as jy die woord dan lees, so in 'n vasende posisie, neem jy baie meer in. As jou maag te vol is, wie van julle is agterkom, trek jou oë toe. Amen. En dan is dit asof jy nie kan konsentreer nie, jy raak vinnig aan die slaap. So om te vas baie keer is om jouself terug te hou van die 5 sintuie af en meer te konsentreer op die innerlike, die geestelike. So om die Here meer te kan sien en sy woord meer te kan waardeer, en dis hoekom jy vas, om nader of in die Here te wees, sy teenswoordigheid te wees. Maar baie ander mense hierso in hierdie konteks vas dan, en selfs vandag ook, om gesien te word. En daaroor te spog. Hoeveel dae het jy nou gevas? Ek vas al 7 dae. Kyk na my. I'm so holy. Ja. En dan die groot ding van die vas is dat God soek. Nou laat ek voordat ek dit sê, laat ek net iets anders sê. Daar's baie goed wat jy kan vas. Jy kan TV vas.
Jy kan woorde vas. Jy kan woorde vas, as jy besef, okay, ek Praat te veel. hopeloos te veel. Vas jou woorde. Jy kan lekkernye vas. Ja, as jy mal is oor Coca-Cola, ek noem nou sommer net voorbeelde, kan jy Coca-Cola vas. As jy mal is oor sepies op die op jou TV en jy's verslaaf daaraan, kan jy besluit om dit te vas. En kan jy sien, mens kan baie goeders vas. En daardeur kan jy sê, daai tyd wat dit gaan oor, die tyd wat jy spandeer aan dit, wat jy eintlik kan spandeer in God se teenwoordigheid. Amen. Ok, so, hy sê hierso, wat soek hulle my dag vir dag en het 'n behaag in die kennis van my weë? Soos 'n nasie wat geregtigheid doen en die reg van sy God nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordeninge. Hulle het 'n behaag in die toenadering tot God. Nou, hierdie is alles uiterlike dinge, nê. Ek weet nie wie van julle was al in sekere denominasies nie. Dan loop hulle met 'n wierook dingetjie wat hulle so swaai. Ek weet nie wat noem hulle dit nie. Veral in hulle begrafnisse. En daar's nou goue, daar kom sulke rookies uit en dan swaai hulle dit so oor die kus. Is alles uiterlike goed. En as jy kyk na die tradisies en die goed wat mense deesdae het rondom begrafnisse. Ai, en laat ons Afrikaners nie afskiet. Ja, natuurlik nou die groot rede waarom baie van hulle gevas het. Dit gaan nou nie goed met hulle finansies nie, dit gaan nie goed met hulle omstandighede nie, hulle dramas en probleme. En nou voel hulle die Here gee nou nie meer vir hulle dit nie, want hulle het foute en probleme. Nou wil hulle die Here beïndruk en nou begin hulle vas. En die hoofrede hoekom hulle vas is dan 'n verkeerde rede. Hulle vas nie om werklik die Here te soek en in sy teenswoordigheid te kom, soos Dawid te sê, Here, een ding begeer het ek, een ding sal ek soek, en dis om in die heerlikheid te wees, in die teenswoordigheid te wees. So dis nie regtig hulle diepste wens nie. Hulle wil nou maar net weer 'n skor by die Here. Het gaan oor, Here, seën my weer. Ja. Ek wil nou nie my seëninge verloor nie. Nou sê hy hierso, waarom vas ons? En u sien dit nie. Ja, nou want hulle soek by die Here 'n soort van 'n ruiltransaksie. Nou hoor hierdie gebed. Waar Here, ons soek U en U hoor ons nie. Nou kom julle wat nou baie geloof geleer het en die is-faktor van geloof. As jy nou so bid, Here, waarom hoor U my nie? Wat beteken so 'n gebed? Ongeloof. Dis 'n salgebed. Jy glo nie. Hoekom verklaar jy nie en sê die Here is my herder? Niks ontbreek my nie. Dankie Here, U voorsien in al. Die woordjie dank moet baie voorkom in jou gebede. Jy maak 'n gebedsverklaring. Maar nou hoor nou wat sê hulle, waarom vas ons? U sien dit nie. Waarom kwel ons siel en U weet dit nie? So hulle verklaar hier met hulle mond, Here, U is nie teenswoordig nie, U is weg. Nou ons het vandag soveel wonderlike woord in Christus Jesus, wat die prys betaal het, ons swakhede volbring het aan die kruis, en ons daar totaal verlos het. Nou kan ons met groter geloof en krag kom en sê, Here, dankie, U verhoor ons gebede. Vang julle die verskil? Ek soek daai van die fariseer en die tollenaar, wat in die tempel gestaan het. Ja, jy kan dit maar net quoteer, ja, almal van julle ken dit, waar hy dan nou staan en sê, dankie Here, dat ek nie soos hierdie fariseer is nie, en ek is so oulik, en ek is so oulik. En uiteindelik toe gaan staan die tollenaar daar, hy slaan op sy bors, en hy kyk af, hy sê, Here, vergewe my, arme sonde. Wat het hy dit genoem? Ja, wees my arme sondaar genadig. Dan word hy bely sy afhanklikheid van die Here. Die fariseer was in hoogmoed gewees, en hy besef nie die werklikheid van die Here nie. Hy sê, kyk op die dag as jy vas, soek jy 'n geleentheid om sake te doen. Kan jy sien, dit gaan oor geld. Plek hulle stil raak in God se teenswoordigheid, soek jy vas reeds, omdat jy wil stil raak in sy teenswoordigheid ervaar. Nou wat doen hulle terwyl hulle vas? Doen besigheid. Julle jaag al julle arbeiders aan. Kyk om te twis en te kuif vas julle, en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat doen, hy sê almal hoogte. Hoogte is gees.
So wanneer ons stil raak in die Here, dan gaan ons binnekant toe in die gees. Want jou wese is gees. Jou ware bestaan is gees. Daai deel van jou wat nooit tot niet kan gaan nie. Dis wat die Here moet bereik, sê amen. En jy moet stil raak. En nou die groot ding wat in jou pad is jou verstand. En dis waarom jou verstand al hoe meer moet vergeeslik, sodat jy in jou gees, in jou verstand, dan ook God kan ervaar. Amen. Ek wil net gou hier lees in Matteus 6, vers 16. En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinsdes nie. Ek het dit net nou genoem, maar ek het nie skrif genoem nie. Want hulle trek hulle gesigte, hulle is mismaak hulle gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het klaar hulle loon weg. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, en vertel van niemand nie, sodat jy Vader wat dit sien, die Vader wat dit sien, dis wat hy hier sê. Maar jou Vader wat in die verborgene is, en in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Ja. Goed. Vers 5. Is dit die vas wat ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei op sy bed. Noem jy dit vas en 'n dag wat die Here welgevallig is? Wat het jy my vertel van die swart pastoor dame, Ja, wat ek moet julle nou het dit. hulle finansiële probleme in die kerk, en toe gaan jy voor, Dis 'n swart, ekskuus. Dis 'n anderskleurige pastoor, vroue pastoor, en sy voel toe nou, die mense gee nie soos wat hulle moet gee nie. Sy sê toe voor die diens vir die mense, vir die gemeentelede, sy sê die Here het vandag vir my gesê, dat ek gaan sterf, omdat hierdie gemeente gee nie genoeg geld nie. En sy is nog besig om te preek, en daar slat sy neer. En die gemeentelede sit in die banke, en dit lyk asof sy dood is, regtig waar. Maar jy weet wat 'n mens kan lê, en jy kan saggies asemhaal, sodat niemand sien nie. En een vir een begin die mense nou skuldig voel, weet jy, hier en daar begin 'n persoon, ons pastoor is dood. En so een na die ander begin hulle skuldig voel, en sê, en ek dink terwyl sy daar lê, dan maak sy gou haar een oogie so oop, en kyk sy dan beweging, en maak sy net toe, ja, okay. En die mense, soos wat die mense nou begin skuldig voel, begin hulle kyk in hulle handsak, en jy weet, wat het hulle? En hier begin hulle in 'n stroom vorentoe stap. Hier kom 'n kind, en hy kom sit 'n $10 op haar neer, en dan kom die ma, Dan begin hulle die geld bo op haar sy die neersit, geld want sy bo lê op mos haar- nou daar, sy is nou dood as gevolg van die feit dat hulle nie geld gee nie. Ja. Okay, jy gaan dit hierdie Sondag doen. Okay. Goed. Wie gaan dood, ek of jy? Okay. En die mense begin toe nou vorentoe stroom, en hulle pak die geld op haar. En ek dink haar oog het kokkers so oopgegaan en gekyk, en haar hand het so stadig begin voel. En dan lyk dit of sy wil bykom, en dan begin die mense cheer, en dan slat sy, sien sy met daai geld terug, en dan slat sy weer terug, en dan lê sy weer. En so sy naderhand vol van geld. Mense, dit is 'n oulike idee. Maar En toe sy nou voel, die gewig op haar is nou redelik vol. toe kom sy, toe Toe staan sy kom op by sy die nou dode. by. Ja. Nou, ja, okay. En wat mense nie al sal doen om geld in die hande te kry in die kerk te werk nie, né? Ek weet nie hoe ons by die een uitgekom Nee, ek weet nie, maar dis hipokrisie op Ja, sy beste. okay. Vers 6, is dit nie die vas wat ek verkies nie? Nou daar is, die Here hou daarvan as jy vas. Die Here hou daarvan as jy eenkant gaan. En onthou nou, die hoofrede om te vas is om die Here beter te kan leer ken. Op ander woorde, om jou sintuie afgeskakel te kry. Want as 'n mens vas, dan begin jy al hoe meer sensitief raak vir die geestelike. Dit is hoe dit werk. Jy skakel die fisiese sintuie af, en jy begin meer konsentreer op die Here. En die hoofrede daarvoor is nie vir jou voordeel nie, omdat jy swaar kry nie. Jou hoofrede is soos Dawid. Here, een ding sal ek begeer, een ding sal ek soek, om te kan vertoef in die teenswoordigheid. Ons ervaar dit so baie as ons so in lofprysing gaan, en ons begin sing saam. Dan begin jy alles vergeet.
En dan kom jy op 'n punt, as jy al lank genoeg aanhou, en sê, jy moet nie ophou nie, ons wil nie ophou nie. Ons wil in hierdie bly, dit is so 'n wonderlike atmosfeer. Dis sy teenswoordigheid. Dit moet ons meer begeer, as enigiets anders. Yes. Vas is dan, om die 5 fisiese sintuie af te skakel, sodat jy die hoofrede meer sy teenswoordigheid kan ervaar. Nie om net voordele te kry, maar natuurlik, in God se teenswoordigheid is daar net voordele, stem julle saam? Yes. Goed. Is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat jy losmaak die bande van goddeloosheid? Baie interessant, dat jy losmaak die bande van goddeloosheid. Nou wat is... Jy moet self besluit, daai spesifieke ding, neem nou te veel van my aandag en my energie en my tyd, en ek shortcut die Here. Ja. Jy weet, ek gee nie soveel aandag aan om in die Here se teenwoordigheid te wees nie. Ek spandeer te veel tyd op my foon, op die internet, of wat ek weet nie wat even. Die woordjie goddeloos Yes. spreek eintlik vir ons boekdeel. Godloos. Nou, baie mense wonder, hoe is ek God vas en hoe is ek godloos? Nou, ons weet, wie het God die Vader aan ons kom voorgestel as ons Vader? Jesus Christus. Deur wie ken ons God? Deur Christus. Deur wie ken ons die ware God van hemel en aarde? Deur Jesus Christus. Nou, waar vind ons Jesus Christus? Kom, help my. Waar vind ons Jesus Christus? Julle beeldjies van hom? Nee. Waar vind ons Jesus In die Christus? Kom nou. In ons, ja, maar waar? In die woord. Waar? In Hoe het hy sy in jou, teenwoordigheid. hoe het Jesus in jou ingekom? Deur sy woord. Want die Heilige Gees, die oomblik as jy die woord begin lees wie Jesus is, alles oor Jesus, word die Heilige Gees so wakker binne in jou, want die Gees is binne in jou, en hy lei jou in die volle waarheid. En hoe meer woord van Jesus Christus jy inkry, Jesus die woord, hoe meer lewendig raak dit. En hoe meer woord jy tussen jou ore het, hoe meer raak jy die woord jouself. En dit is die oplossing van jou lewe. Amen. Goed, dis net wat ek wil sê. Dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke jukstuk in breek nie. Die Here wil nie hê jy moet 'n juk op jou nek dra van bekommernis, van dat jy aan iets verslaaf of verbonde is wat jou vashou nie. En soos wat ons nou vers 7 gaan lees, wil ek hê julle moet verstaan die dieper betekenis daarvan, want as jy dit vlak lees, is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en elendig is en swerwelinge in jou huis inbring nie. Nou klink dit asof die Here vir ons sê, gaan uit op die strate en vat al die boemelaars in jou huis in. Is nie wat hy sê nie. Is nie wat hy sê nie. Hy wil hê, jy moet sensitief raak. Raak net sensitief in jou gees vir ander mense se behoeftes. Okay? Almal van julle weet, dat as jy die boemelaar gaan haal, en jy sê vir die boemelaar, kom bly hier so by my, en volgende môre as jy opstaan, is jou kar weg, en al jou klere is weg, en al jou juwele is weg, en al jou ringe is weg, en al jou, dis nie wat hy hier sê nie. Hy sê, wees net sensitief, want onthou, ander mense het ook die probleem wat jy het. Wees sensitief daarvoor. Moenie hooghartig wees en sê, ja, maar, dit is net me, myself en Irene. Nee, as ek dit nou so kan Me, doen. myself en Irene. Okay. As jy dan iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie. En baie mense, as jy teruggaan na Matteus toe, dan sien jy baie mense blaas 'n trompet voor hulle. Die mense wat barmhartigheidsdiens doen, is baie lief om dit te doen. Kyk, Neem 'n selfie saam met die mense wie jy nou neem gehelp ek 'n het. selfie. Hier is ek nou, ek gee. Hier's ek nou met al hierdie groceries wat ek nou vir hierdie arme mense gee. En jy sit dit op Facebook en almal En sien hier dit. het ek nou die gate in die pad reggemaak. Hier's 'n selfie van my saam. Van al die ander arme drommels wat gereeld met hulle karre in die gate. Ek waardeer dit vreeslik baie, maar doen dit dan in die geheim as jy liefdadigheid doen. Precies. Stem julle saam. Daar is 'n skrif wat sê natuurlik. Dis hier so in Wanneer ons Matteus vir die 6. Here gee, Matteus. wanneer jy vir die Here gee, kan dit openlik wees. Want Jesus sit by die skatkis en hy gee kommentaar Ja, maar as jy oor die mense wat barmhartigheid dinge gee. Maar wanneer jy liefdadig bewys, laat die linkerhand nie weet wat die regterhand doen. Okay, ek gaan dit gou lees.
Pas op dat jy nie jou liefdadigheid Waar voor is jy nou? Matteus 6, 6 vers. 1. Goed. Voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet vir jou blaas, soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon klaar weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergeld. Die beste manier om liefdadigheid te bewys, is jy dan vir iemand 'n sak kry, nuusware koop of so. Doen Dan dit sit dit voor hulle deur anoniem. en ry. Amen. Klop aan die deur, hardloop weg. As hulle oopmaak, sien hulle, nee, nou deesdae is die heining so hoog en die hekke is gesluit, so ons sal Ek kan ander nie maniere inkom moet nie. gebruik, maar probeer tog maniere kry, wat jy vir die persoon iets gee, sonder dat hy weet, dis jy wat dit gedoen het. Weet julle hoekom? Dat daai persoon dink, wie het vir my gegee? Onmiddellik sien hulle nie 'n mens raak nie, hulle dink aan die Here. Hulle weet, die Here moes iemand gestuur het om dit te doen. So dit is dan ook 'n positiewe rigting om mense by die Here te kry. En die Here hou daarvan. Want as jy, daar is mense, as jy vir hulle begin iets gee, dan word jy hulle Here. En as jy die hele tyd voor jou hek, hoor julle wat ek sê? En ons hoofdoel is om mense wat dan swaar kry, help hulle met die woord. Wanneer mense die woord kry, en die woord vat, wie Christus is, dan gebeur daar iets met hulle koppe. Hulle koppe raak gesond. En dis waarom die derde brief sê Johannes, ek wens dat dit julle goed sal gaan, en dat julle gesond is, soos dit met julle siel, denke, gedagtes moet goed gaan. As dit goed gaan met jou kop, sal dit goed gaan met jou alles. Beste manier om liefdadigheid te bewys, is doen dit sodat niemand dit kan trace na jou toe nie. So, as jy dan kan, en jy het iemand se bankrekening, betaal iets in, of Ek wil my bankrekening hê. gee anonieme koevert, of wat, sodat dit nie getrace kan word na jou toe nie, want die oomblik as dit getrace kan word na jou toe, dan moet jy weet, jy het jou loon klaar. Ja, maar nou ongelukkig as iemand in jou bank iets betaal, gaat hulle naam daar staan, maar jy kan reël mos, dit nie, Jy kan naam nie wys nie, né? Ja, Ja. jy kan reël. Okay. En dan vers 8. As jy dit doen soos 'n opregte kind van die Here. Waar is jy nou? Vers 8. Dan sal jy Jesaja 58. vers 8. O, jy het nou ietsie bygesit. Okay. Jy mag nie goed by die woord sit nie, né? As jy dit doen, Jy sê as jy doen, dit staan nie hier nie. Ja. as jy dit doen op die regte manier, Ja. uit 'n Dan sal jou rein lig. gesindheid, Okay, dan sal jou lig. dan sal jou lig deurbreek soos die dae geraak, en jou genesing skielik uitsprei, en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Wat en is die geregtigheid heerlikheid nou weer? Help my gou 'n bietjie. van die Geregtigheid. Here sal jou agterhoede wees. En nou dink ek dadelik aan Cornelius. Cornelius wat 'n Romeinse persoon was, en hy het nie behoort aan die Jode nie. En hy het elke dag almoses gegee aan mense, en hy het gebid, en die Here stuur iemand spesiaal Engel. na hom toe, die engel, om vir hom te gaan besoek. En die engel sê vir hom, Cornelius, jou almoses en jou gebede het voor God gekom. Stuur dan nou manne na Joppe, sodat hulle Petrus kan gaan haal. En hy sal julle woorde kom meedeel tot die Spreek. ewige lewe. Amen. Ja. So, hy was nie eers deel van die Jode gewees nie, maar sy almoses wat hy gegee het, sonder dat hy dit in die koerant gesit het. Ek wil net 'n het bietjie voor God stil staan. Jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Yes. Nou help my net gou weer 'n bietjie. Geregtigheid beteken wat? Kom, right standing with sê God. weer Piet. Reg te wees met God, maar nog, kom. Geregtigheid. Ek het die woordjie geregtig gesien, was altyd vir my 'n tongknoper. Ek het nie geweet wat om daarmee te doen nie, en nou weet ek presies. Kom. Dis die Geregtigheid beteken, kom, help my. Reg te wees voor die Here, ja. Hoe is jy reg voor die Here? Help my.
Ek is in Vry te Christus. wees. Om vry te wees, kom help my. Dink aan wat? Vrugte van die Gees. Hoe weet ek iemand wandel in geregtigheid? Wanneer ek die vrugte van die Gees pluk. Noem gou vir my weer die vrugte van die Gees, Galasiërs 5:22. Vrede. Heel eerste een is liefde. Liefde kwalifiseer eintlik dan die res, want uit liefde vloei voort. Wat is die volgende een? Blydskap, Blydskap. Wow. En dan? vrede, Vrede. En dan? goedheid, Goedheid. En dan? getrouheid, Getrouheid. En dan? sagmoedigheid Sagmoedigheid. en dan selfbeheersing. Selfbeheersing. Yes. Amen. Wie van julle is daar? So As geregtigheid, jou kop vol van dit is, omdat jou kop vol van Christus is, want dis wie hy is, dan wanneer daar 'n geleentheid kom wat jy ongeduldig moet raak, wat gebeur skielik? Daar's 'n krag binne in jou wat opstaan en jy's geduldig. En as jy geduldig is, geduldigheid kan niemand seermaak. Jy stem julle saam. Hallo kwaaitjie. As iemand kwaad is omdat hy ongeduldig is. Selfe ding. Sê amen. As jy iemand teekom, of iemand kom jou teë en die vriendelikheid is in jou gesig teenoor die persoon, kan jy 'n persoon seermaak met vriendelikheid. Jy leef in geregtigheid. Kom nou, wanneer gaan ons dit kry? Is dit nie 'n geskenk, sê die Bybel sê, en ek dink is Romeine 5:6, geregtigheid is 'n geskenk. Ons het dit klaar ontvang. So al wat ek en jy moet doen is, ons moet vroeg in die môre as ons bid en sê, dankie Here, u geregtigheid is binne in my. U liefde is binne in my. Ek is dit nou, want ek is wat u is, ek is u kind. U blydskap is in my, en dan begin jy sommer vir jouself lag daarso, begin bly wees. Begin jou dag so, dis deel van jou gebedslewe. Want gebed is bedink die woord, wie jy is, wat die Vader sê is dag en nag. En dan die volgende een is, nou begin jy vredevol voel. En jy sê, ek wil vrede hê vandag. En dan stap iemand daar in jou kamer in, terwyl jy nou besig is, en gewoonlik was jy nie so nie, jy was dadelik ongeduldig en kwaad. Nou sê, vriendelik, want jy's vol daarvan. Dit borrel uit jou uit. Want die krag van al hierdie dinge, van die vrugte van die Gees, is reeds binne in ons. Wie wil dit glo? Nou dit is waarom jy vas, so jy stil kan raak, so jy in gebed kan gaan, so jy vir jouself verklaringe kan maak wat die woord oor jou verklaar, en jy is die geregtigheid van die Here. Ek weet ek noem hierdie goed baie, maar mense, as jy nou volmaak is daarin, dan het jy nie nodig om daarna te luister nie. So kom ons hou aan dit vat, want hoe raak ons godloos? Weg van die woord af. Hoe raak ons God vas aan die woord? Wat is die woord? Die woord is Jesus. Hoe ervaar ek hierdie woord? Deur hierdie geregtigheid, deur die vrugte van die Gees, wie ek klaar is, verklaar dit oor jouself, leef dit uit teenoor jou medemens. Dan sal jy niemand seermaak nie, dan sal jy nie sondig of harmatia nie, jy mis nie die beeld van die liefde van jou Vader. Goed. Vers 9. En die heerlikheid van die Here sal jou agterhoede wees, heerlikheid, glory, né? Dan sal jy roep en die Here sal antwoord, jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord. Sien, praat nog steeds van hipokrisie, die uitsteek van die vinger, almal van julle ken hierdie ou vingertjie, nee. Ja, nee, die ding is, maar doen dit gou weer, dan kyk jy hoeveel vingers wys terug na jou toe. Ja, Selfs jou uitsteek van die duim, vinger. ek weet nie hoe gebuig is jou duim nie, maar jou een vinger wys na die probleem, en dan selfs jou duim, kyk, hy gaan so half op, en as hy daai sirkel voltooi, is hy weer terug by jou. En die ander vingers wys ook terug. Daar is hy, moet nie vingers wys. Dit lyk eintlik soos 'n gun, Ja, nee. maar jy skiet jouself eintlik. Ja. 10. En jou siel laat uitgaan na die hongerige en die neergeboe siel versadig. Dan sal jou lig opgaan en die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. Ek gaan hierso na Lukas 4 toe, Lukas 4 vers 18, wat Jesus in die tempel gestaan het en hy die boek Jesaja geopen en hy die boek oopgemaak en hy lees, die Gees van die Here is op my, Gees hoofletter, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel is van hart te genees,
om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dit is jou missie, dit is jou roeping. Amen. Vers 11, en die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig. Ek like dit. En weer eens, siel is jou denke, gedagtes en gemoed. So, hoe versadig ons siel vandag met die Here? Amen. Deur sy woord, wie Jesus Christus is. Amen. En dis waarmee ons nou besig, ons kuier om die woord. En ek kan nie genoeg daarvan kry nie, want dit versadig my siel in dorpplekke. In dorpplekke. En, hier's iets vir almal wat sy bene nou begin swak raak. Hy sal jou gebeente sterk maak. Osteoporosis, nee, hierso. Die Here sê, ek sal jou gebeente sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. En nou wat ons geleer het ook in die Nuwe Testament, ons baie ook al die les gebring het, en Jesus praat ook van sy woord wat hy bring, sy geestelike woord is saad, wat val in jou tuin. En waar is daai tuin? Tussen jou ore, denke, gedagtes, gemoed, jou sieldimensie. Jou siel is dus 'n tuin. Salomo sê ook, bewaak jou tuin op jou siel, denke, gedagtes, gemoed, jou gees. Meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So die oorsprong van jou lewe, die van julle wat tuine maak, jou tuin lê daarso, daar's net 'n stuk grond, maar jy het die saad geplant. So waar is die oorsprong van lewe van jou tuin? Is daai grond uit. En met van tyd, dan sien jy daar kom die plantjies op en uiteindelik gaan jy die boontjies eet en die wortels eet en die beet eet en alles whatever jy geplant het. Wow. So mense, die woord saad wat ons nou kry, plant ons waar? Ons vat dit, ons neem dit in. Jy moet dit inneem. As jy dit nie inneem nie, en aanhou water gee nie, gaan dit nie vir jou produseer nie. Jesus sê hoe dit groei, weet ons nie, maar van self bring dit voor. 'n Stingel, blare en dan uiteindelik vrug. Van self, sê almal van self. Hierdie woord, hierdie kragtige woord begin van self werk binne ons. Nou wil ek dit net weer lees. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dorpplekke en jou gebeente sterk maak en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waaruit die water nooit teleurstel nie. En natuurlik, hoe meer woord ons inkry, die Heilige Gees werk saam in die woord en die Heilige Gees binne in ons. Jesus het dit gesê op die groot dag van die fees, het hy uitgeroep, ek dink is Johannes 7, toe sê hy, almal wat dors het, kom drink van my. O ja, Eet hierdie woord, drink hierdie woord in, drink van my, en dit sal binne in jou word, wat? fontein Strome van lewende water wat uit jou binneste uitvloei. Hoekom moet dit uit jou uitvloei? Sodat die ander dit kan ervaar en geniet, die water daarvan, die water van die woord. En was jou dan nou met die waterbad van die woord, tussen die ore, word gesond, kom nou. Ons gaan van vandag af nie meer skinder nie, ons gaan nie meer mou nie, ons gaan nie meer ons probleme spreek nie. Wat gaan ons doen? Kom, wat ek hoor. Ons gaan in liefde, met groot blydskap, en vrede, en geduld, en vriendelikheid, die woord, want as jy woord het, is jy nie godloos nie, jy is God vas, gaan ons die woord uitspreek. Wat 'n blessing bring jy nie dan, vir jou medemens nie, want jy leef in liefde, en almal ervaar jou liefde. Amen. Ek dink aan daai liedjie, daar strome van lewende waters wat uit my mond vloei. Laat verlamdes loop en laat blindes sien. Open gevangenes deure stel gebondes vry. Daar strome van lewende waters wat uit my mond vloei. Soos 'n fontein. Hier uit my gees. Dis 'n fontein wat my genees. Soos 'n fontein. Bruisend altyd. Geen oorvloed lewe aan my. Nou ja, ons het ons persoonlike komputer hierso, wat al die liedjies onthou, weet nie hoe kry sy dit reg nie. Amen. Dit bruis nou in my gees. Bruis nou, ja. Dit moet bruis, ons moet bruisende mense wees. Kom nou. Bruisend in oorvloed van blydskap en vrede en vriendelikheid en geduldigheid.
die volgende van die liedjie is, mense kan nie verstaan nie, en stil kan ek nie bly nie, dit sing en loof en juig en prys en bruis Ja, nou in my hy begin gees. juist hierdie Jesaja, ons moet dit uitbasyn, né? Yes, amen. En dan vers 12, en die wat uit jou voortkom, sal die ou pynhope bou, die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word herbouer van gebreukte mure, hersteller van paaie, onbewoonbaar Klink soos te ons maak. bediening, Amen. julle bediening, wanneer jy die vrugte van die Gees dra teenoor jou medemens. Amen. Ek hou daarvan om daai goed te kyk, waar hulle 'n stuk in 'n ou huis vat, en hulle maak hom oor, en hulle krap die ou verf af, en herbouer, en dan maak hulle hom weer mooi, en Splinternuut, ja, daar is so heel wat sulke programme, splinternuut, ja. en dis mooi, en dis wat hierdie is, herbouer van gebreukte mure, hersteller van paaie, onbewoonbaar te maak. O, dankie Vader, hulle herstel ons paaie so mooi hier in Amen. Oorlaafrus en in Amen. Welkom en in Goudvelde en oral. Sodat die ou anties nie meer in die potholes hoef rond te Ja, ek hou van Duik nie. daai een ons gaan nie politieke partye se name noem, maar daai een dame wat nogal vir my oulik is, wat gaan snorkel het in een van die groot potholes daar in Johannesburg. Wie van julle het dit gesien? Amen. Sy het nogal 'n sterk politieke punt gemaak daarso. Amen. Okay, vers 13. Vers 13, as jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustige noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, as jy dit eer, dat deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie. Nou, ons het hierso in Jesaja Ek dink 56 is dit. 56 het ons baie volledig gepraat oor die Sabbat, en dat ons gesien het in die Nuwe Testament is die Sabbat is 'n ewige rus. Die Sabbatsrus is 'n ewige Ja, en rus. weer net vinnig Hebreërs 4 Dis sê nie- hulle die rus nie ingegaan nie. Yes. En hoe gaan ons die rus in? Deur die woord te vat Is en die geloof. woord ons eie te maak. Die woord is Jesus, die voltooiing. Yes. Jesus word genoem die Here van die Sabbat. As jy Jesus het jy die Sabbat, die ewige rus. Sê amen. So ons neem nie meer daar waar nie, ons neem nou die ewigheid waar. Die ewigheid het geen afstand nie, ewigheid het geen tyd nie. So wanneer jy die teenwoordigheid van jou hemelse Vader ervaar jy ewigheid. Amen. Dis die plek waar Dawid vertoef het. Dis die plek waar ons vertoef. So soek geleentheid daarvoor. Vers 14 is weer 'n liedjie. Verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom. Hoe verlustig my ek en jy ons in hom? Kom. Sê Ek verlustig my in die woord, ek verlustig my in sy Daar is gees. hy. Wie in sy geniet hierdie woord van teenwoordigheid. vanoggend? Yes. Ek weet nie julle nie, maar ek verlustig my daarin. Ek sal hierdie self weer gaan luister, al het ons dit gebring. En so En oomblik ons as jy doen so dit. dip vang en jy En voel ons doen dinge dit. raak vir jou te veel, skakel af, gaan lê rustig op jou bed, sit hier op jou ore, luister dit en jy gaan binne 'n kort rukkie gaan jy goed voel. Wie dit ervaar. O, ek Die woord doen dit vir jou. Ek het nou een oggend kon ek nie slaap nie, toe se ek 3 uur wakker. Toe luister ek sommer een van ons boodskappe, en weet jy, dit was so goed, want dis die woord. Die krag is in die woord, die krag is nie in die persoon nie, verstaan julle? Die krag is in die Maak woord. nie saak wie dit bring nie. Maak nie saak wie dit bring. Luister net na die woord. Wees vas in die woord. Vat die woord. Yes. Neem dit aan die hele tyd. Almal wat hom aangeneem het, ervaar mag om sy kinders te wees. En wat wees sy kinders? Soos hy is, so sy kinders. Amen. Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid en so meer. En ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob. Blessings, blessings upon blessings, want die mond van die Here het dit gespreek. Amen. Halleluja. Okay, hier is alles Ou Testamentiese taal, beeldspraaktaal, maar dit verwys alles na Jesus Christus, die woord. En nou het ons die woord, en dis waarom ons so lekker kan kuier hier in die
Ou Testament, want ons kuier met 'n Nuwe Testamentiese bril. Ons sien Christus Jesus oral in alles. Hy is die woord. As hy bring ons na die Vader, en as ons by die Vader is en deel is van die Vader, dan is ons God vas en nie God loos nie. En wanneer jy God vas is en jou kop vol is daarvan, wanneer jou mond oopgaan, dan spreek jy God spraak. Jy skinder nie, want jy het nie meer 'n probleem nie. Jy is gesond tussen jou eie ore. Die ou met die groot neus is gesond van sy groot neusprobleem. Hy sien nie meer ander sy neus raak eerste nie. Al wat hy sien is, hy sien mense volmaak in Christus Jesus. Amen. Onthou nou dit. Wat jy ook al nou vandag gaan sê oor ander mense, sê jy eintlik van jouself. Want dit is jou probleem. So begin mense volmaak sien in Christus Jesus. Wanneer jou mond oopgaan, dan praat jy net goed. Jy praat net lieflike woorde, aangename woorde met sout besprinkel. Gaan ons dit ons dag maak vandag. Kom almal wat luister. Amen. Kom ons spreek net die woord. Kom ons wees God vas en nie God loos nie. Wat wil Piet sê? O, Ja, interessant. Ek lees nou ongelukkig die volgende hoofstuk. die volgende hoofstuk. Is daar nou nie ongelukkig nie, Piet, is gelukkig. Vers, en dit is, gaan nou alles oor, wat ons hier gepraat het, sê, die hand van die Here is nie te koop. Kom ons kyk vinnig na daai. Ja. Broer Piet se stem is 'n bietjie ver van die foon af. Kom ek noem dit gou wat hy O gesê ja, het, dit pragtig. is fantasties. Hy sê hy is nou so opgewonde oor die woord, sy oë dwaal al nou na die volgende na die hoofstuk volgende toe. hoofstuk toe. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor nie swaar om te hoor nie. Dit is nou eintlik wat nou, want hier begin hulle hierdie vorige hoofstuk van dit lyk asof die Here nie hoor nie. Nou, en nou kom die Here en hy sê ek luister tog, ek hoor jou. So baie dankie broer Piet, kom ons sluit af. Amen. Dankie Hemelse Vader vir die woord. Dankie Here, u woord is so ryk. U woord is so opbouend. U woord maak vry. U woord gee genesing, Vader. U woord hef ons aangesigte op, Here. Gee vir ons vrede, dit gee vir ons blydskap. Here, dit gee vir ons in ons gemoed 'n ligtheid, want ons weet ons ry op die hoogtes saam met u, Vader. Ons dankie Here vir die goedheid, vir die genade, vir die vrede. Dankie vir elke persoon wat vanoggend gekom het hier na hierdie byeenkoms toe, sodat ons hierdie kan opneem. En dankie vir almal van hulle wat luister agterna na hierdie woord. Seën elke een van hulle, Vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Amen.